Middag, Saartjie die Bosveld babies op. Ek hoop julle het almal 'n wonderlike, heerlike naweek sover. Hier by ons is dit bietjie bewolk en dit is bietjie koelerig, maar die koeler weer is vir my so lekker. Nou vandag se storieetjie is 'n bietjie op 'n ligter trant. Die storieetjie se naam is Jy lieg mos nou. Kyk, as 'n matrikulant voor jou staan, oë koel rond getrek soos 'n emoji, en hy antwoord jou met die onskuld van 'n maagd, hoekom sal ek nou vir ma lieg? Dan, my mens, moet al die gevaarligte in jou kop afgaan. Of is dit nou aangaan? Ewenwel, as die einste rebelse tiener sy permanente staat van prokrastinasie versaak en op 'n maandagoggend stiptelik sonder klaaglied die huis verlaat, kan jy maar weet, die agterdog hang swaar en warm, soos 'n boontjiesop poep onder 'n donskombers my hele kombuis vol. Wat dit vooraf gegaan het, is die ontdekking van 'n tienervlek op die regter agterhoek van my mooiste, enigste vervoermiddel, moerse duik, meegaande 'n nie-verklaring daarvan deur genoemde tiener, vanselfsprekend. Ook die totale ontkenning van die daad toe ek hom konfronteer. Dit is nou waar dinge interessant raak. Hy lieg mos nou. So wat doen ek nou? Ek besluit om hom in sy eie sous te laat borrel. Dus plant ek doeteenvoudig die kleinste klein twyfelsaadjie. Na skool stap hy ewe niks vermoedend die kombuis in, op soek na innerlike versterking, toe ek so terloops noem. Jy weet, jou meisie se ma is nogal 'n baie goeie vriendin. Sy vertel graag vir my alles wat sy dink ek behoort te weet. Net dit. Die wonderlike mag van suggestie, sy skuldige gewete en ryke verbeelding het gesorg vir die res. Voor ek kon sê middagete, tuimel die hele oes aartappels sakkie vir sakkie oor sy lippe. Iets van 'n handrem wat per ongeluk losgeraak het, ek kan net dink. Eindig die hartseer storie, emoji oogies en al, met moet asseblief nie vir pa sê nie. Splinternuwe dilemma. Die kind vra nou basies vir my om saam te lieg. My ma sê altyd dat die lewe nie aldag lekker is nie, maar ons kan darm nie kla van verveling nie. In my agterkop voeg ek ewe meewarig by. Ja, wie het 7de laan nodig as jou van Pieterse is? Terug by my dilemma. My reeds sag wordende moederhart. Onthou nou van die emoji oogies en als, nê? Aan die een kant, my sin vir wat reg is en wat ek my kind hierdeur wil leer, aan die ander kant. En dan is daar nou nog die minuskiele ou feitjie dat ek nie vir my man kan lieg nie. Kon nog nooit, wou nog nooit. Hy ken my te goed. Sien die lieg aankom nog voor ek my mond oopmaak. Ek besluit wyslik dat ons die hele aardappeloes weer moet bloot lê. Hoe gouer, hoe beter. Dieselfde middag, nadat ek die lekkerste lekker koffie gemaak het, hef ek aan met Boeta wat beaam en kopknik op al die regte plekke. Maar ek besef dat ek nie sy oorloof vir hom moet veg nie. Nee. Dus tree ek na die nodige inleiding grasieus uit die stryd, sodat hy self verder sy saak kan stel. Na 'n hakkelrige sessie met vele jammers in, sit sy pa agteroor en kyk vir ons goed deur. Sê niks. Ek voel asof ek op orders geroep is vir hoogverraad. Uiteindelik kom die beslissing. Tja, ek het gewonder hoe lank julle gaan wag. Ek het reeds met die versekering en die paneelkloppers gereël. Hulle verwag jou môre. Wat jou betref, mannetjie, die res van die jaar sorg hy dat jou ma se kar blink en myne. En dan moet ons reël vir jou om 'n bestuurslisensie te kry.
En ek waardeer jou eerlikheid. Dankie. Die saak was afgehandel. Ons lag steeds vandag daaroor. Maar my moederhart is dankbaar dat die tienervlek kon agterbly op my motor. En om die regte ding te doen, kon as wenner uit die stryd tree. Daar sy vriende, geniet julle naweek verder. Ons gesels weer.